Goeiemôre vriende, hier op 'n Saterdagoggend die 4de Julie 2026. Ek hoop dit is vir julle 'n rustige dag vandag, so in die winter wat ons belewe, maar mag dit vir julle 'n mooi dag wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, dankie dat ons vir 'n wyle kan stil raak in die teenwoordigheid. Net maar kan bewus raak, Here, van u liefde en u nabyheid vir elkeen van ons. O Heilige Gees, wanneer ons so saam dink, saam praat oor u woord, Here, kom gee u ook vir ons wysheid en insig in hierdie verhale. Amen. Julle mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, net gou weer eens die konteks van Hebreërs. Ek sê altyd vir julle, dit is so belangrik dat ons altyd kyk na die konteks. Hoekom is hierdie spesifieke brief geskrywe? Hoekom is hy geskrywe? Vir wie is hy geskrywe, liewe vriende? Dat ons presies weet wie is hy gehoor en wat is die tyd waarin hy geskrywe is. So hierdie brief sê hulle so tussen 60 en 70 na Christus geskrywe. Hulle sê, hulle weet nie heeltemal wie hy hom geskrywe het nie. Hulle sê hulle dink regtig nie dis Paulus nie, maar tog sê hulle, liewe vriende, daar's verskillende moontlikhede in die geskiedenis al voorgestel van Paulus, Barnabas, Apollos en Lukas. Ons is heeltemal seker nie. Aan wie is hy geskrywe? Hy is geskrywe aan Joodse Christene, liewe vriende, wat uit die Judaïsme tot geloof in Jesus gekom het, maar natuurlik was ons nou ander mense ook, liewe vriende, deel van hierdie gemeenskap, nie net Jode nie, maar grootliks was dit hulle gewees. Hulle het die Ou Testament baie goed geken, hulle het die tempeldiens goed geken, die offers goed geken. Liewe vriende, daar het baie druk gekom eintlik van die Jode daai tyd dat hulle moet terugkom na die ou godsdienste, En dan kom ons by die punt dat ons kom sê, maar wie het hom geskrywe? Aan wie is hy geskrywe? En dan sê ons met mekaar, maar waarom is die boek geskrywe? En die boek is geskrywe, liewe vriende, om die Christene te waarsku om nie van Christus al weg te draai nie. Hoekom is hulle gewaarsku? Omdat wat het gebeur daai tyd? Hulle is blootgestel aan vervolging, hulle het swaar kry beleef, hulle het op 'n stadium moedeloos geword en toe besluit, maar miskien moet ons maar weer teruggaan na ons ou manier van dink en doen, na die ou verbond toe, So die skrywer wys voortdurend in die Hebreërs, dit het ons nou al by 'n paar geleenthede gesien, liewe vriende, dat Jesus is beter. Jesus is beter as die engele, hy is beter as Moses, die priesters, Aaron, die offers en die ou verbond. So dit is die heeltyd waarop hierdie skrywer ons so kommatent maak. En dan kom sê hy ook, maar hoor hierso, jy moet weet dat Jesus is die ultimate hoëpriester, En dit is nie meer nodig om offers te bring nie. Jesus het hom as offer kom gee. Dit is basies waaroor hierdie gedeelte dan gaan, liewe vriende. As ons hom kort kan saamvat, kan ons sê dat Jesus is die finale openbaring van God. Jesus is groter as alles van die ou verbond. Sy offer is volkome genoeg. Gelowiges moet volhard in geloof en moenie terugdraai in die ou vas in Christus. Dis basies 'n opsomming van die hele Hebreërs, liewe vriende, wat ek vir julle nou gegee het. Want ons kom nou aan die einde van die Hebreërbrief, op hoofstuk 13. Ons het gister 'n bietjie stil gestaan by vers 5, hou jou lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jy het. So hierdie is baie praktiese riglyne wat Paulus nou hier op die einde vir hierdie mense kom gee, En dan kom hy by vers 7 waar hy sê, dink aan julle voorouers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Nou vriende, nou sommer gou weer by die ouers, by ons ouers. Ouers, ons speel 'n verskriklike groot rol in ons kinders se lewens. En as jy nou net hierdie versie vat, is dit baie belangrik. Wat sê hy? Wat kom sê die Hebreërs skrywer vir sy hele gehoor daai tyd? Hy sê, let op hulle lewenshouding, Hy praat van hulle voorgangers. Hulle ma's, hulle pa's, hulle ouma's, hulle oupas. Let op julle ouma's en oupas en ma's en pa's se lewenswandel tot die einde toe. En volg die voorbeeld wat hulle gestel het van geloof. Nou, ouers,
Ons wêreld is so die mekaar, as jy kyk met al hierdie goed deesdae wat die kinders mee identifiseer en goed, miskien raak ek net oud, maar as jy net met 'n kat begin identifiseer en met 'n hond begin identifiseer, jy moet ergens 'n katpak vir jou neersit en sulke goed. Julle moet my nou maar verskoon as ek dit sê, maar ek dink dit is nerd. Dit is 'n ouer wat eenvoudig nie sy werk doen nie. Dis 'n ouer wat nie 'n voorbeeld stel vir sy kinders nie. Dis 'n ouer, liewe vriende, wat nie sy kind vat en hom ordentlik opvoed nie. Ek weet, ou gaan nou in die moeilikheid kom met hierdie goed, maar weet jy, daar's maar tye wanneer ek dink ou maar in die moeilikheid kan kom, nee. Maar ouers, julle speel 'n geweldige belangrike rol. Ons samelewings, vernaamlik in Europa en daai plekke, is so flippend die mekaar, nee, is omdat die ouers nie hulle werk doen nie. Omdat ouers van die Christenskap en Christendom al weggestap het, en nou wat gebeur, hulle raak nou hulle eie God. En hier in hierdie Hebreërs, liewe vriende, waar hulle met 'n verskeidenheid van godsdienste die mekaar geraak het, daarso hulle is ook vervolg, as gevolg van hulle sieninge wat hulle gehad het. Moenie 'n fout maak nie, liewe vriende. Was dit dat hulle besluit, ag, kom ons los maar sommer alles, kom ons gaan maar net weer terug. Vriende, ek en jy is 'n ouer, ek en jy is 'n groot, as 'n ouma en 'n oupa, ons het 'n geweldige belangrike rol, hoe ons kinders na ons kyk, hoe die kinders na die lewe kyk. Jy stel 'n struktuur daar vir hom, 'n liefdevolle struktuur uit die hart van die saak. En ek dink ek en jy het 'n geweldige groot rol, en ons moenie daai rol abdikeer nie. En ek dink baie keer abdikeer ons die rol, en ek wil nog 'n ding vir die ouers sê, en ek weet ek praat nou met 'n bekeerde gehoor, né? Lees maar die Bybel. Dis nog 'n ding wat vir jou baie goeie riglyne gee. Kom maar na die kerk toe om die Here te aanbid en te loof. Gaan maar na die kerk toe. Ons is die kerk, né? Julle weet wat ek waarvan nou praat. Ons gaan ons om die Here te loof en aanbid. Gaan doen dit, maar gaan stel jou 'n bietjie ondergeskik met daar in die kerk waar jy lewende God aanbid, waar jy vir hom sing, wanneer jy jou loof, wanneer jy jou oopstel vir daai ou stofmannetjie en stofvroutjie wat daar voor staan, liewe vriende, almal maar voete van klei. Bid tog maar vir hulle dat hulle die woord van die Here daar vir julle kan kom uitlê, en dan kan julle nogal kom luister as julle vir hulle gebid het, maar wat kom sê die Here deur sy Gees. Stel jou kinders bloot aan. Liewe vriende, as jy nie jou kinders bloot aanstel nie, waaraan word hulle blootgestel? As jy nie jou kinders aan godsdienst blootstel nie, as jy nie jou kinders aan die woord van die Here blootstel nie, wat word van hulle? Hulle word blootgestel aan die wêreldse goed, en wat gebeur? Die wêreld vorm hulle op die ou einde. Die wêreld vorm hulle. En as die wêreld hulle vorm, begin nou allerhande twak in hierdie wêreld kry, liewe vriende, begin dit uitspeel in jou kinders en in jou kleinkinders, soos ons in hoeveel gevalle nou al by jou grondplekke gesien het. Daarom, dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Dink daaraan, moet nie ouma en oupa, ma en pa se woorde gering ag wanneer hulle oor die woord met jou praat nie. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Vriende, kyk na jou pa, ma, kyk na jou ouers, as jou pa, ma 'n sleg voorbeeld is, kyk na jou ouma en jou oupa, as hulle 'n sleg voorbeeld is, liewe vriende. Gaan maar terug na die woord toe. Kyk na Jesus, die voorbeeld wat hy vir jou en vir my kom stel. Dit is 'n baie beter plek om te wees. Dit is 'n baie beter middel om te gebruik om ons kinders op te voed, as wat die wêreld vir ons daar buite bied met al sy nonsens wat daar so is. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar.